Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons vertrou dat die boodskap wat u gaan hoor vir u ontvanklik sal wees, dat dit u sal sterk in die geloof en dat die diens sal wees tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, Psalm 18, ons sing vers 1 en vers 14. Psalm 18, vers 1 en 14, ons wydingslied, ons sing dit staande, en bly dan staan tot na die lofsang, en die lofsang is gesang 264, die eerste en tweede verse. Gesang 264, vers 1 en 2, ons lofsang. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en verweer, U is my rots, my vestingster, my redder wat my heil bewerk, my rots wanneer die stormwind huil, my skuld die weerkrag van my heil, my vesting op die bergskraan styl, by wie ek vas en veilig skuil. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Hy is die skuld van keermetaal, vir almal wat op hom vertrou, van wie's daar buiten U, o Heer, U is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade, vrede en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam, in ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons U tesaam, oor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in U gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, reinig ons deur U genade, laat ons offers heilig wees. U is heilig, maak ons heilig.
Die wet van die Here, broers en susters, leer ons wat sonde is. Luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie, ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As ons sê dat ons geen sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Daarom bely ons met ootmoed ons sonde voor die Here, deur die sing van Gesang 66, die eerste vers. Voor die wet hier staan ons skuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here. Aan elkeen wat met ware berou sy skuld bely en in opregte geloof sy toevlug neem na Jesus Christus, verseker die woord van die Here. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is,
en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue en wy ons lewe biddend aan die Here toe met die sing van Gesang 63, die 2de en die 4de verse. Heilige wese, aan u wette is voldoen. Heilige, heilige, heilige wese, sondaars is met u verzoen. Hoe alleen verlaten angst, moes hy aan die vloekhout hang. In ons plek gee hy sy lewe, en die skuld word ons vergewe. Om ons vry te maak van sonde, het die Seun gesterf voor God, deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het U na ons gebring, Jesus, laat die liefde ons bring. Laat die liefde so verhewe ons besiel deur heel ons lewe. Die skriflesing vanoggend, broers en susters, is uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die woord van die Here, uit die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 4, van vers 17 af, tot by vers 21 van hoofstuk 5. Efesiërs 4, en terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom laat ons saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ewige, almagtige, heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons waag dit om na U te nader met al ons tekortkominge, ons gebreke, die vlekke en die rimpels wat aan ons kleef as sondaars. Hoeveel en hoe hard ons ook al stry, struikel ons steeds, val ons nog dikwels, kleef die sondesmet nog aan ons. In onsself bly ons onheilig. En tog, Here, kom ons en ons kom met vrymoedigheid en met dankbare blydskap. Want U het ons gewas in Jesus se bloed. U het ons aan U verbind deur sy verdienste. U het ons U kinders gemaak in U groot ontferming. Ons glo en ons bid dat U ons sal raak sien en beoordeel soos ons in Jesus Christus nuut gemaak is,
en as heiliges in u gemeenskap sal opneem. Ons pleit dat u ons gebede sal verhoor in die naam van ons Here Jesus, deur wie ons u heilige eiendom is. Ons bid dat u ons steeds sal heilig, deur ons u woord te laat hoor, te laat glo en te laat gehoorsaam. Hou ons in u vas, Here, deur die werk van die Heilige Gees, wat ons heilig in geloof en as heiliges laat leef as u kinders. En wees u self nou hier, Here, dat ons u gemeenskap kan ervaar. Dat ons opnuut sal weet dat ons by u was en dat ons as ons hier uitgaan, by u sal lewe tot eer van u naam. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Efesiërs hoofstuk 4 van vers 17 af. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene, ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe wat God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflei wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierige aard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalm sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Dit is die woorde van die Here deur sy apostel. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook doen. Julle moet julle met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. In die Bybel, broers en susters, klink die opdrag van God aan sy mense soos 'n refrein. Wees heilig, want ek is heilig. Ook hier beklee julle sodat julle met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En God is heilig. Dit beteken dat God uniek is, enig in sy soort, afgesonder van alle ander skepsele, apart gestel. En meer nog, hy is nie soos die afgode of soos die ander skepsele nie, hy is God. En hy is rein. Hy is volmaak, aan hom kleef geen gebrek of smet nie. Daar is geen valsheid of leuen in God nie. Hy wyk nooit af van sy bevele en van wat hy wil hê nie. En vir die gelowiges is dit 'n opdrag. Julle is nuwe mense en julle moet julle daarmee beklee, met hierdie heiligheid. Wees heilig, want ek is heilig. Inderdaad, by God is geen onheiligheid nie en word onheiligheid ook nie in sy teenwoordigheid verdra nie. By God kom niks in wat onheilig is, onrein is, bevlek is en besmet is nie. En hoe kan ons dan aan hierdie opdrag gehoor gee? Hoe kan ons heilig wees terwyl ons sondaars is? Hoe kan ons by God inkom terwyl die sondesmet aan ons kleef? Hoe kan ons onder die vleuels van God gaan leef naby aan sy hart terwyl ons onheilig is? Natuurlik is dit in ons eie krag nie moontlik nie. Ons kan onsself nie heilig maak nie. Maar nou is ons heilig gemaak. Ons hoef onsself nie heilig te maak nie. Gelowiges is heiliges, want Jesus Christus het ons heilig gemaak. En dit is die werklikheid van ons lewe, broers en susters. Dat God ons geheilig het, hy het ons heilig gemaak, sodat ons in sy teenwoordigheid kan kom. Dat ons by hom kan leef, dat ons sy kinders kan wees in hierdie wêreld. Hy het ons nuut gemaak, deur sy eie seun te gee, om al ons sonde op hom te neem, en ons sondeskuld weg te was. Hy het sy eie seun gegee in ons plek, sodat ons sy kinders kan wees.
En daarom is ons apart gestel. Daarom is ons, al leef ons in die wêreld, nie meer deel van die wêreld en die wêreldse dinge nie. Ons leef anders, want ons is anders. En ons is aan God toegewy. Ons is in God se diens geneem. Ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort nie meer aan die wêreld nie, ons dien nie meer ons eie belange nie, ons leef nie meer vir onsself nie. Trouwens, God het ons geroepe heiliges gemaak, wat saam met die apostel Paulus moet sê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En so kan ons as heiliges by God bly. Maar tegelijkertijd, broers en susters, is dit 'n opdrag. Dis wat die Here ons gemaak het. En nou sê die Here, gaan lewe so. Gaan beklee julle met die nuwe mens, wat na die beeld van God geskape is in ware heiligheid. Gaan trek hierdie kleed aan. Gaan wees wat Christus jou gemaak het. Jy is heilig, gaan leef dan ook heilig. En dit doen ons deur die krag van die Heilige Gees. Dit doen ons omdat ons God se kinders is en sy navolgers is, deur die Heilige Gees wat in hom en in ons woon. En ons doen dit met die inset van ons hele lewe. Geloof, broers en susters, is nie lippetaal nie. Geloof is om te lewe uit die wonder van God se genade. Om die nuwe kleed aan te trek van heiligheid wat Christus vir ons verwerf het. Geloof is om in ware liefde te lewe. Liefde tot God, wat beteken dat ons sy gebooie gehoorsaam. Liefde tot ons naaste, wat beteken dat ons met ons naaste omgaan in gehoorsaamheid aan die bevele van die Here. Die deel wat ons gelees het, maak dit nou baie prakties. In die gedeelte word dit duidelik, broers en susters, dat ons nie kan lewe soos die wêreld om ons nie. En Paulus sê vir ons, kyk hoe lyk die wêreld om ons, kyk hoe lewe die wêreld om ons. Maar ons moet lewe as beelddraers van God, as heiliges, as God se mense. En dit hou onder meer in, so sê Paulus, dat ons die leuen aflê. Die groot leuen aflê, dat ons self soos goetjies kan wees, dat ons ons eie lewe bepaal, dat ons ons eie koers kan bepaal, dat ons eintlik ons eie lewe onder beheer het. Daardie groot leuen lê ons af, wanneer ons in hierdie wêreld begin leef uit die waarheid, dat ons in alles afhanklik is van God. Dat ons sy maaksel is, dat Jesus ons Here is, dat hy ons lewe bepaal en daarom ook ons gedrag. En as hy ons gedrag bepaal, dan kan ons nie meer vir mekaar jok nie. Dan kan ons nie meer onder die mense voorgee om iets te wees wat ons nie is nie. Om te jok, om leuns te vertel, om 'n leuen te leef, is die werk van die duiwel. Maar ons is die kinders van die Here. Daarom leef ons uit die waarheid. Praat ons die waarheid. Soek ons die waarheid. Is die waarheid vir ons kosbaar. Maar gelowiges leef nie net in die waarheid nie. Gelowiges leef ook as mense wat weet dat hulle nie hulle eie lewe onder hulle beheer hou nie, dat Jesus Christus hulle lewe beheer. En nou is dit merkwaardig dat Paulus sê,
een van die eerste dinge wat julle moet doen as julle onder die heerskappy van Jesus inbuk, is om julle meer te beteel. Dis nogal 'n merkwaardige ding, broers en susters, in ons land. Ek het dit al dikwels gehoor en my daaroor verbaas, dat mense kan sê, ons is kwaad. En as ons kwaad is, dan kan ons die strate aan die brand steek, dan kan ons ander mense doodmaak. As ons kwaad is dit 'n verskoning vir enige buitensporige optrede, want ek is kwaad. En nou sê Paulus, as jy kwaad is, moenie sondig nie. Kwaad wees is geen verskoning om die wet van die Here te oortree nie. As jy kwaad is, moet jy jou meer beteel. Jy moet jou gedrag beteel. Jy moet jou woorde beteel. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. As jy kwaad is, moet jy nie begin skreeu en bitter word en vloek en skel nie. Jy moet jou gedrag beheer en beheers, want Jesus Christus is jou Here. En jy leef nie soos die wêreld nie. Jy leef in die liefde waarmee Christus jou toevul. Daarom moet ons toornig word en nie sondig nie. Ons moet in hierdie wêreld so leef dat die duiwel geen plek kry nie. Paulus hak dit aan hierdie ding van kwaad word, en daarmee is daar 'n assosiasie met wat Kain gedoen het. Toe Kain kwaad geword het vir sy broer, het hy hom doodgemaak. En daarom sê die Here Jesus, julle het gehoor dat daar gesê word, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir jou, elkeen wat sonder rede vir sy broer kwaad is, die het al die 6de gebod oortree. Moenie die duiwel 'n plek gee, selfs al is jy hoe kwaad, dat hy nou jou gedrag gaan bepaal nie. Laat die Here Jesus jou leer hoe om op te tree en te lewe. En ons moenie steel nie. Ons moet werk vir ons daaglikse brood. Gelowige het nie nodig om te steel nie, al gaan dit met hom hoe moeilik. Want die gelowige leef uit die wete dat hy nie vir homself sorg nie, maar dat die Here vir hom sorg. En daarom kan hy op die Here vertrou. Kan hy op die Here bly vertrou. Want die pad van die Here met hom is die regte pad. In ons eie geskiedenis, broers en susters, in my eie nabye familiegeskiedenis, was daar geleenthede waar ons mense van honger dood gegaan het. My ouma se ma is in die konsentrasiekamp dood van die honger. Maar sy het nie gesteel nie. Sy het nie ander mense se goed gaan vat nie. Want 'n gelowige steel nie en lieg nie. En sê Paulus, vloek ook nie. Dat daar geen vuil woord uit julle mond uitkom nie. Dis die werk van die wêreld. Die wêreld wat sommer om elke bakatel die naam van die Here inroep en uitroep as 'n soort van 'n kragwoord. En as dit nie genoeg is nie, sommer ander woorde daarby sit. En 'n gelowige leef nie so nie. Dis een van die merkwaardige dinge, broers en susters, dat in ons dae, ons as Afrikaner mense so geleer het om te vloek. Jy kan amper met niemand in 'n gesprek wees sonder dat daar een of ander tyd 'n vuil woord of baie vuil woorde of aan mekaar vuil woorde uit die mond uithardloop nie. Maar dit hoort nie so nie.
En dit was ook in ons geskiedenis nie so nie. Tydens die Engelse oorlog was daar 'n Amerikaanse kaptein wat as waarnemer opgetree het van hoe die stryd verloop. Hy was aan boerekant 'n waarnemer en in sy verslag aan die Amerikaanse Kongres was een van die eerste opmerkings wat hy gemaak het: dit is merkwaardig dat jy hierdie mense nooit hoor vloek nie. Gelowiges hoef nie te vloek en te skel nie. Want as ons soos die wêreld lewe, dan ontken ons dat ons leef onder die heerskappy van die Heilige Gees. En die Heilige Gees verseël ons. Hy waarborg vir ons die ewige lewe. Hy waarborg ons dat ons kinders van God is. Dat hy ons op die pad lei na die ewige heerlikheid. As ons onder sy leiding leef, dan leef ons gehoorsaamheid aan die woord. Dan leef ons as heilige mense. Maar as ons anders begin leef, dan bedroef ons die Heilige Gees. Dan leef ons vrugteloos. Dan leef ons soos mense wat ontken dat die Heilige Gees 'n krag in ons lewe is. Dan begin ons geringskat wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Die Hebreërbrief, die sê dit baie skerp. Wanneer ons die Here Jesus verwerp, dan vertrap ons die bloed van die verlossing. Dan minag ons die Heilige Gees. Ons wat weet om heilig te lewe, as ons begin lewe soos die wêreld, gaan ons ligsinnig om met God. Met die krag van God in ons lewe, dan verloon ons eintlik met ons dade die wonder daarvan, dat ons die kinders van God geword het. En dit, broers en susters, is 'n uitdaging, en dis 'n stryd. En daarom moet ons leef as navolgers van God. Leef as mense wat alles insit, wat die wedloop met ywer hardloop, wat soos 'n bokser slaan, wat nie maar net in die lug slaan nie, maar doelgerig besig is om te soek daarna om heilig te wees. Ons moet daarna streef en ons moet alles in werk stel om nie soos die wêreld te wees nie, maar te lewe as kinders van God. Daarom mag onder ons nie eers genoem word dinge soos hoerery en hebsug en onreinheid. Moet ons nie besig hou met allerhande dwaase praatjies en stories oorvertel sonder gronde en ons besig hou met allerhande fabels en vreemde dinge wat mense oral laat hoor nie. Inteendeel, ons moet ons toelê op die woord. Toelê in die geloof om as kinders van God te leef. Dit is ons roeping. Ons is afgesonder van die wêreld. Ons is anders as die mense om ons. As 'n mens dit mooi bedink, broers en susters, dan sê die evangelie van Jesus Christus vir ons: jy kan jouself nie heilig maak nie. Jesus het jou heilig gemaak. En nou moet jy gaan leef as 'n heilige. Jy kan jou met jou eie optrede nie red nie. Maar jou optrede in die wêreld kan 'n getuienis wees daarvan dat jy die Here en sy werk verwerp. Jou optrede in die wêreld kan 'n getuienis wees daarvan dat jy jou nie aan God steur nie. En daarom sy oordeel oor jou aftrek. Ons kan met ons lewe nie die heil verwerf nie,
maar ons kan die heil wat Christus vir ons verwerf het, verloon, en ons kan daarmee onsself onder God se oordeel plaas. Om die rede moet ons voortdurend stry om 'n navolger van God te wees. En dit is nie 'n maklike saak nie. Wanneer ons nou bestek opneem van ons eie optredes, broers en susters, dan is daar nie een van ons wat volmaak is nie. Nie een van ons wat nie struikel nie, nie een van ons wat nie val nie, nie een van ons wat nie moet sê, maar ek is nog nie daar waar God my wil hê nie. Maar ons moet daarheen strewe. So strewe dat ons nie langer aan die wêreld vasmaak en in die wêreld ons geluk en ons vreugde en ons lewe soek nie. Op 'n besondere manier druk Paulus dit uit as hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Dronk word van wyn of ander alkoholiese drank, dis die ding van die wêreld. Ons hoor dit voortdurend, dat mense, wanneer hulle gaan kuier, hulle te buite gaan aan drank. Dit is vir hulle belangrik. Belangriker selfs as om te eet. Maar Paulus sê, as jy dronk word van wyn, wat het jy dan bereik? Daarin is losbandigheid. As jy jou eers eenmaal oorgegee het aan die drank, dan word jou teels losgemaak. Dan doen mense die vreemdste dinge. Dan kom daar gevloek, geskel. Dan kom daar bekleierery en ontug en onreinheid. As jy jou eers aan die drank oorgegee het, is daar geen perk meer aan die smet waarmee jy jouself besmeer nie. Dis die wêreldse manier van doen. Die wêreld vind daarin vreugde. Maar laat jy as gelowige jou vervul met die Heilige Gees. Gaan hoor die stem van die Gees. En gaan spreek saam met die Gees. En as die Heilige Gees in jou leef, dan kan julle werklik met vreugde onder mekaar begin praat. Nie dronkmanspraatjies en dronkmansliedjies nie. Dan sing ons die lofsange van die geloof. Dan bou ons mekaar op. Dan word ons kuier en gesprekke tot die eer van die Here en tot lof van God. Dis anders as die wêreld. En miskien, broers en susters, is dit die een moeilike toets waarin ons onsself 'n keer moet meet. Wanneer ons dan met mekaar kuier, wat maak ons kuier die moeite werd? Met ons kinders, met ons vriende, met ons familie. Is dit nog die wonder daarvan, dat ek 'n kind van God is, dat Jesus Christus my heilig gemaak het? Is dit nog die uitdaging daarvan, dat in hierdie bose wêreld ons heilig moet lewe? Is dit nog die groot dankbaarheid wat ons hele lewe volmaak? Dat ons by die Here mag leef en saam met die Here mag bly op die pad na die ewige heerlikheid. Heilige mense leef heilig. Praat dinge wat die eer van God dien. En so getuig ons daarvan dat ons anders is as die wêreld, want ons is heiliges. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel,
Ons dank U, Here, dat U sondaars soos ons heiliges gemaak het. Ons bid, Here, dat U ons in U genade ook deur U Gees dag na dag weer heilig sal laat lewe, dat ons by U sal bly, op U pad sal loop, onder U vleuel sal skuil, dat ons hart ook na aan U hart sal bly, dat ons U sal soek met ons hele lewe, en dat ons hele bestaan 'n lofsang sal word tot U eer in die gemeenskap van die heiliges. Ons dank U, Here, dat ons kan deel wees van 'n kerk. U gee vir ons hierdie geleentheid om saam as broers en susters U te dien, U te volg, U navolgers te wees, U kinders. Ons dank U dat ons in hierdie gemeente ook so saam met 'n hegte band kan lewe onderling. En ons bid, Here, dat hierdie band ook 'n band van heiligheid sal wees. Dat ons almal sal strewe daarna, met inset van ons kragte, al ons kragte, ons hele verstand, ons hele hart, ons hele siel, om U te gehoorsaam en ons te beklee met die nuwe mens in ware geregtigheid en heiligheid. Laat ons navolgers wees, Here, ook as 'n gemeente. U sorg elke dag vir ons, en ons bid dat U ook in hierdie week U versorgende hand oor ons almal sal hou. Ons dank U dat ons kan weet, U sorg ook vir die land waarin ons woon, vir die volk waarvan ons deel is, vir die kerkverband en vir U kerk in die wêreld. Wil U gee dat daar ook vir ons tye sal wees, Here, waarin ons met vrug U kan volg en U kan dien, en bring ons almal op U pad. Ons bely voor U ons skuld en ons sonde. Ons bid, Here, vergewe ons, en wil ons ook vergewensgesind laat lewe, en bewaar ons van die bose en sy magte. Hou ons aan U vas. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 235. Ons sing die eerste, die derde en die 5de vers. As ons Vader Heer, en deur die leiding van U Gees, ook in gebed gehoorsaam wees. Gee ons, o Vader, deur U Gees, al is ons eie hart bevrees, die sekerheid deur Jesus bloed is vir ons skuld voor U geboet. Laat eer tot U getuienis, U woord wat ewig seker is. Ons alles wees in vreugde en smart, die vaste ruspunt van ons hart. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.